Goeiedag, ons is in Paastyd en ons praat oor vergifnis. Jesus se bede aan die kruis: Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons 5 punte laasweek was: vergifnis is 'n keuse, dit neem 'n sekonde, dit herstel nie die verhouding nie, dit is nie om te vergeet nie en dit is nie maklik nie. Ons gaan hierdie week aan nommer 6. Jy gaan ook weer vergifnis nodig hê. Is dit nie waar nie, dat elkeen van ons gaan ook weer vergifnis nodig hê? Jy gaan weer sondig, so moenie jouself hoogheilig hou en dink, maar jy gaan dit nie weer nodig hê nie. Nommer 7, vergifnis. As jy vergifnis aanbied, neem dit nooit die gevolge van die daad wat gebeur het of gepleeg is, weg nie. Jy kan nie die gevolge wegneem nie. Jy moet daarmee saamleef, jy moet daarmee vrede maak, jy moet vergifnis oor dit laat spoel. Nommer 8. Dit laat jou vry. Vergifnis laat jou vry. Dis soos om 'n koei aan 'n paal vas te maak en te ketting wat 3 meter lank is. Die koei kan al in die ronde van daai paal loop en hy kan vreet so ver as wat die ketting hom toelaat. Maar 3 meter 10 millimeter kan hy nie vreet nie. Daar's groen gras net buite die 3 meter radius, maar hy kan nie daar kom nie want hy's vasgemaak aan die paal. Moenie jou laat vasmaak aan 'n paal en dat jy die vreugde en vrede van vergifnis nie kan smaak nie. Vergifnis laat jou vry. Nommer 9. Vergifnis is belangrik terwille van jou en my gesondheid. In 'n mediese tydskrif het iemand wat oor bitterheid en onvergewensgesindheid geskryf het gesê: bitterheiddraers is geneig om 2 maal vinniger 'n beroerte te kry, 3 keer vinniger hartaanvalle en 4 keer vinniger om cholesterolprobleme te ontwikkel. So moenie dink dat jou gesondheid gaan nie daaronder ly nie. Dit gaan daaronder ly. En dan nommer 10, ons moet van harte vergewe. In daai gelykenis wat Jesus self vertel, einde wat die koning skuld vrygeskeld het en toe kom hy uit en toe iemand wat hom min geskuld het, dreig hy toe hy moet dit betaal. En die einde van dit sê, die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word totdat hy al die skuld betaal het. Dan staan hier die skokkende skrif: so sal my Vader wat in die hemel is ook met julle maak as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. So hoe weet ek of ek van harte vergewe het? Hier is 'n klein toetsie. Antwoord die volgende vraag: kan jy dankie sê vir die lesse wat jy geleer het in hierdie pyn? Kan jy oor die insident praat sonder om emosionele opwelling in jou te ervaar? Het jy aanvaar dat jy ook dalk 'n aandeel in die saak gehad het? Kan jy die toneel besoek sonder dat enige negatiewe emosies by jou opkom? En laastens, kan jy die persoon wat jou seer gemaak het beloon en bid dat die Here hom of haar sal seën? Ek sluit met 'n storie. Sawat het weggegaan van sy ouerhuis, gaan hoereer al die geld wat hy gehad het uitgemors en hy het letterlik in die varkhok geëindig soos die verlore seun en het vir sy ouers 'n brief geskryf en gesê: kan ek maar terugkom? Staan die woorde nog wat pa daardie dag toe ek weg is vir my gesê het: ek sal vir jou wag, seun. En toe sê hy in die brief: ek gaan met die trein kom, en hulle huis was net langs die stasie, net langs die spoor, en daar was 'n groot peerboom in die agterplaas. Toe sê hy: as pa en ma my sal ontvang, maak 'n klein wit lappie aan die peerboom se bokant vas, en dan sal ek weet of ek welkom is. En toe hy die middag met die trein huis toe ry, toe daai stasie nader kom, het hy die ou wat oor kan hom sit gevra: kyk jy, want ek kan nie kyk nie, ek is te senuweeagtig.
En toe hulle by die huisie verbyry, toe skud die ou oorkant om en sê, kyk man, kyk, die hele peerboom is toegedek onder wit lakens. En toe hy afklim, toe kom sy pa aangehardloop met die stasie langs, en hy omhels hom, en hy sê vir hom, my kind, welkom, welkom, ons is so bly, jy is terug. Liewe vriende, dit is die vergewing wat God vir my en vir jou gee. Hoekom sal ons nie ook vergewe nie? Ek gee vir jou weer punte 6 tot 10 in 'n slide, gaan dat deur, bid daaroor en spreek jouself vry. Jy verdien dit. Amen.